Daar was sekere prikkels wat gekom het. Byvoorbeeld wat ook 'n rol gespeel het, is die speel van die volkslied aan die einde van die filmvertoninge hier in die Lyric, dink ek was dit, die plaaslike bioskoop. Ek was self ook by geleentheid daar en ons het gesorg dat ons opstaan en uitstap net voordat die volkslied aan die einde, ek bedoel nou die God Save the King aan die einde gespeel is. Dit was 'n vaste instelling. En natuurlik van die soldate het nie daarmee genoeg geneem nie. Dit was nog maar een van die wrywingsvlakke in daardie tyd. En hier in die strate ook selfs was daar, as ons by mekaar verbygaan, jy weet, studente, die is ook maar het 'n lisensie vir enige ding, soos hulle sê. En daar is seker weersyds gekoggel of aanmerkings gemaak. En nou so, daar was sekere spanningselemente, faktore wat bietjie die gemoedere in beweging gebring het. En daardie bepaalde aand was ons hier in die ou studentesaal, sal ek maar sê, dit was nog 'n sinktempel, soos hier verskeie was destyds op die kampus. Dit was nog eintlik, waarvan was dit oorblyfsels. Het kan ook soldatebarakke gewees het op 'n stadium. En ons was hier besig met 'n sangoefening. Dit was net voor 'n intervarsity. En terwyl ons daar met ons liedjies besig was, het die soldate ons daar natuurlik op 'n wondel betrap of ons bygekom met gewapen, hoofsaaklik met kieries met slaandinge. Daar was nie, sover ek nou onthou, ammunisie nie, daar is nie geskiet nie. Maar hulle het tamelik hardhandig daar ingeklim in die saal in ons maar net houe uitgedeel en 'n hele gros van die studente, van die mansstudente wat natuurlik toe probeer het om 'n skans te vorm teenoor die soldate, sodat die dames in die eerste plek veilig kan wees. En die gevolg was, daar is ook ergens 'n foto van na daardie tyd, waarin 'n mens die studente sien, van wie daar ook verskeie nog vandag lewe, met verbande om die koppe, wat kopwonde opgedoen het, hoofsaaklik, as ek reg onthou, kopwonde. En ek was self op die verhoog gewees, in daai saal, dus hulle het, is miskien die wat ek nie beseer is nie, want hulle daar, by die kant, daar was een ingang gewees, het hulle ingekom, die soldate. En dit was heel gauw, het hulle van die vensters ook stukken geslaan, en zeker is het, want het is nou net een vloer, het hulle daar deur die vensters geklim, en soos ek sê, was ek toe op die verhoog, en ek het toe in die tumult wat daar geheers het ek probeer om hulle daar een bietjie die studente in elk geval te probeer koördineer en dat 'n mens nou mooi kyk wat staan ons nou te doen. Maar daar was tamelik paniek gewees. In elk geval onder die dames ook, jy weet, dit was 'n tamelike geskreeu en geraas. Nou ja, hulle het natuurlik, soos ek sê, tamelik amok gemaak daardie aand en die wat kon uitspring, die het ek bedoel van die manstudente, die het gaan hulp ontbied. Ek weet, hier was 'n sekere student gewees, ek weet nie of ek sy naam nou moet noem nie, maar hy het toe byvoorbeeld koers gevat na professor Stoker toe, wat by wie hy in die klas was, in die wysbegeerte klas, om die te gaan meedeel van wat hier op die campus aan die gang was. Heel verskrik daar aangekom en hier was destyds so 'n laning gewees tussen Heimat en ons huis en so 'n visdammetjie, en ek het maar verstaan dat hy sy spoed so kwaai was dat hy dwars oor die laning gespring het en dit is nou maar 'n voorbeeld van hoe dat daar gepoog is om ons op een of ander manier ons te verdedig. En natuurlik, daardie nag het ons nou verwag dat daar gaan nog verdere dinge gebeure. En die studente het hulle baie goed bewapen in 'n kort tydjie, in die sin dat hulle bo in Heimat het hulle heel wat klippe gedra
Want die mense moes, as hulle wou, ons bykom. En natuurlijk met beddens het hulle die trappe versper. En natuurlijk toe op die boonste verdieping het hulle, die eerste vloer het hulle toe saamgebondel. En met waterkanne en so meer, hulle het dit klaar gemaak as daar dan nog 'n aanval sou kom, dan kan hulle daar van bo af, daar in elk geval by die ingang na Heimat toe, na die boonste verdieping, na die trappe toe, dan kon hulle met hulle 'n bietjie 'n paar stories gesels daaroor. Met die klippe wat hulle kon afgooi en dit sou natuurlik dan 'n bietjie ernstige afmetings kon aanneem. En water het hulle gereed gehou en kanne, emmers en goed. En so meer, en natuurlijk ook slaangoed, kieries, wat hulle ook al kon bekom. En verder het ek 'n direkteur my toe ontbied vir sy posma. En gesê ek, die rol moet maar wees om 'n kalmerende rol. En die volgende middag, as ek reg onthou, het ons 'n vergadering gehad van die studente hier op die tussen Heimat en ons huis. En die studente was natuurlijk verskriklik eintlik toe daarop ingestel om 'n kragmeting af te dwing met die soldate. En ek onthou nog die ondervoorsitter van die studenteraad, wat ek het toe vir hulle gesê dat die rektor se opdrag is dat hulle moet hulle studies gaan bepaal en hulle moenie hulle tyd verdoesel om en vermors met rond te stap en mekaar op te ry en so meer. Dit kan eintlik nie veel gee nie. En dit het nou gevolglik was die ondervoorsitter byvoorbeeld, hy het toe voorgestel dat ewe ernstig voorgestel is. Hy is ook 'n dominee geword, maar hy is ook al oorlede. En dit was van betekenis dat die ondervoorsitter van die studenteraad toe teen my standpunt inneem teenoor die rektor laat weet het vir die studente. Hy het toe voorgestel dat ons sonder kaartjies hier by Kaset op die trein klim en mas. En dat ons dan na die Uniegebou toe marseer en dat ons dan daar by die regering gaan protes aanteken. Nou dit is met groot akklamasie toe so aanvaar. Daar is natuurlik niks van gekom uiteindelik nie.